Goeiedag almal, ek is Madeleine en welkom by Jukkeliefie. Ek gaan vandag vir julle wys nie net om een kopband te doen nie, maar 3 verskillende kopbande. En ons gaan die riffelsteek gebruik en vir die een kan 'n mens nie so lekker die riffelsteek gebruik nie, maar ons kan die effek kry daarvan. Kom ek wys julle gou. Daar is die gewone kopband. En meeste van julle ken dit soos ribbing. Nou, soos ons in Engels sou sê ribbing. En dit is baie gemaklik enetjie. Dit is net jou doodnormale ene. En dan enetjie wat amper gewoonweg is met 'n twist. Hy's 'n bietjie breër, hy sit 'n bietjie stywer en dan het hy die X in die middel. En jy kan hom gebruik nes jy wil. En ons laaste enetjie wat ons gaan doen, is waar ons in die ronde in gaan werk. En dan maak ons hierdie lieflike, dik, gemaklike kopband. En ek het hulle al 3 uitgetoets en dit werk soos 'n bom. Dit sit lieflik, dit is gemaklik, dit lyk mooi. Ek is diep tevrede hiermee. Ek hoop julle geniet die video en maak ten minste een van die 3 of soos ek al 3. En dit het een kopband was 'n 50 gram of minder van 4-draad. So dis ek wil amper sê dis sommer 'n stash projekkie. Jy behoort 1 balletjie 4-draad ergens in jou sak te hê en hierdie is met katoene gedoen. Ek dink dit was 'n blend, 'n 50-50 blend van cotton en bamboe. Maar ja, dit is lieflik, dit is sag, dit kan maar nat raak, dit sal weer droog raak. En ja, dis nou definitief iets wat ek by my station sal hou, waar ek my gesig was, my tandeborsel, of enige area waar ek my hare uit my gesig uit wil hê. Nou ja, ek hoop julle geniet die video. Laat ons begin. Vir die kopbande wat ons gaan maak, gaan ek 'n 4-draad gebruik. Jy kan 'n double knit gebruik, maar vir hierdie spesifieke projek soek ek 'n 4-ply, want ek wil amper sê die vlegseltjies gaan pragtig lyk. Ek soek nie iets chunky nie, ek soek iets 'n bietjie meer fyn. En ek gaan ook 50% katoen en ek kan nou nie onthou nie, hierdie is van my stash wolle. Ek's nie seker, ek dink dit is 50% katoen en 50% bamboe. Ek dink dis hierdie blink gedeelte. Ek weet dit is nie akriel nie. Maar jy hoef nie 50-50 gebruik nie. Jy kan ook net 'n 4-draad gebruik van 100% katoen, want omdat dit gaan as jy jou gesig dalk was of jy wil dit gebruik om jy hare uit jou gesig uit te hou en daar gaan dalk nog water daarop wees en dan wil jy nie nog sukkel om dat hy moet droog raak nie, en ek weet die akriel sukkel om droog te raak, so hierdie is 100% natuurlike fibers, geen akriel in nie, maar ek is seker as jy dalk ook 'n 50-50 blend van akriel en katoen doen, behoort dit ook te werk. Ek weet net 100% akriel vir iets wat dalk kan nat word, nie vir my persoonlik nie die moeite werd nie. Die 4-ply, as ek nou reg onthou, vra vir 3.5 tot 4 mm, maar ek is omdat ek klein, fyn, netjiese steekies soek, het ek gegaan vir 'n 3 mm en hy hak hom daarom mooi met die 3 mm. Ek gaan daarom nie my gare split of elke keer misgryp nie. Hy vat hom daarom baie mooi. En as jy gaan kyk na hoe hy uitwerk, ek is baie tevrede. Dit is presies wat ek soek. Dis mooi, dis netjies, dis nie gaterig nie. Ek soek 'n
band wat al my hare uit my gesig uit gaan hou, en kyk hierdie wonderlike strek wat hy het. Ek is nie te gepla dat hy moet in die breedte kan rek nie, want dit is nie waar ek my rek wil hê nie. Ek wil hy moet gemaklik om my kop gaan in die lengte, en kyk daar, lekker, hy bons somme, fantasties, en dan gaan hy weer terug na sy oorspronklike vorm toe. Voor enige hekelwerk gaan begin, gaan ons eers ons koppe se radius moet meet. Ek het myself van agter my nek, oor my ore, tot by my voorkop, 'n lekker stywe by 55 cm gemeet. En dit is nie die presiese lengte wat ons gaan hekel nie, maar as ons materiaal gaan uitrek, hy moet nie tot sy uiterste uitgerek wees nie, hy moet net 'n gedeelte uitgerek wees, dan, ek wil hy moet gemaklik om my kop sit, ek wil nie hy moet my kopvel, my are dooddruk nie, en ja, so hy kan gemaklik rek tot en met 55 cm, so as jy wil jou kopband laat gemaklik sit, ek sou aanbeveel, vat die maatband, en vat hom van agter jou nek af, oor jou ore, tot by jou voorkop, daar waar jou kopband, waar jy normaalweg jou kopband laat sit, om jou hare uit jou gesig uit te hou, en jy meet daai gedeelte, en jy weet, dit gaan, jy wil jou kopband laat gemaklik kan rek, tot by daardie hoeveelheid centimeter. Natuurlik, ek beveel altyd 'n toetslappie aan, sodat jy kan sien hoeveel steke jy nodig het. Vir my X-twist, of ek het probeer kyk, wat is die Afrikaanse woord vir die X-twist kopband? Weet jy, X-draai, maar ja, dit is basies waar jy mos nou, waar dit lyk asof jou kopband 'n X maak, en waar hy oorvou, en dan aangaan. Ek het, my kopband is 9 cm in breedte, en dan gaan ek vir my 'n nouer enetjie maak, wat nie gevou gaan word nie, want onthou, as jy jou kopband, as jy nou daai twist gaan insit, dan gaan hy nouer wees bo as agter, en ek wil hy moet al my fyn haartjies agter gryp, en dan kan hy mos nou, dan sal hy mos nou nouer gaan na die bokant toe. So ek soek genoeg spasie, sodat ek my X-vou kan doen vir die vaswerk, en dan net vir my gewone kopband, ek gaan hom omtrent 6 cm doen. Nou, in die breërband het ek, onthou ek is nie nou gepla oor hoeveel rye ek doen nie, want ek gaan mos nou my kopband rek, totdat dit die centimeters is van die radius van my, van die gedeelte van my kop wat ek gemeet het, en, maar nou gaan dit oor hoeveel steke ek moet, hoeveel steke daar moet wees in die ry. Met hierdie breë ene, het ek 27 steke, 999, of julle sal later sien wat ek gaan doen, ek gaan 6 steke aan elke kant vaswerk, dis wanneer ons moes nou by die X kom. Ons werk 6 steke, maar ek werk hom nie heel vas, soos met vele ander kopbande nie. Myne hy het 'n twist op sy eie, behalwe die X. So, julle sal moet dophou en kyk. En dan natuurlik vir my kleiner, vir my plein kopband, wat net gaan normaalweg vasgewerk word, ek soek hom so 6 cm. En kom ons koekeloer hierso.
Hier is die begin van die een steek. So hoeveel steke het ek, as jy nou jou toetslap het, jy hoef nie 'n massiewe toetslapie te doen nie. Jy kan net soos 'n 5 by 5 cm stukkie doen. En hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kom ons sê 19, kom ons sit 'n 19 in enetjie, of gaan ons hou by 18, 18 klink goed, ja, so daar moet 18 steke in die ry wees, en natuurlik dan nou jou steeknommer, jou kettingnommer 19 sal jou draaiketting wees. Hy gaan nie actually skiesie, kappakie, kamera, hy gaan nie tel as 'n steek nie. So, ok, ek gebruik veral met die vaswerk, want die glipsteke is baie op mekaar, gaan ek 'n fondasie enkelbeen ry doen, en kom ek wys vir julle hoe doen ek die fondasie ry, want hy het vir my 'n bietjie meer rek ook in, en dit gaan vir my makliker wees om hom vas te werk. Hy gaan vir my netjieser vaswerk ook, en dan sal hy vir my nog steeds daai vlegseltjie gee. Ok. Vir ons fondasiery, dit gaan, soos ek vroeër genoem het, dit is 'n enkelbeen fondasiery, en dit gaan nie 'n fondasieketting wees nie. Natuurlik, as die ketting vir jou makliker gaan wees, dan kan jy vir jou, maak jy 19 kettings, en dan werk jy terug van die 18e ketting af, jou enkelbene, dat jy jou 18 steke het, maar omdat ek nou 'n enkelbeen fondasiery gaan doen, werk ek direk net 18 steke. Kom ons maak hy skuifknoop, en dan maak ons die eerste been. Ok, hy is 1, 2, daar is die begin. Ons sit ons naald onder daai eerste ketting, onder daai 2 beentjies. Jy gaan haal jou gare, sal jy sien, daar is nou 2 lissies op die naald. Jy trek deur 1, en jy het weer 2, nou los jy. Daar het jy nou die ketting gemaak. En nou gaan ons die kortbeen maak. Jy trek deur albei, en daar is jou kortbeen. Nou gaan jy terug na die ketting wat jy nou net gemaak het. Jy trek jou gare deur, en ons het weer 2 kettings aan die naald. Ons trek deur die eerste ene, en ons maak ons, dan gaan haal ons hom weer, en ons trek deur 2. Daar het ons nou al 1, 2 steke. Ons gaan terug in die vorige ketting wat ons nou net gemaak het. Ons gaan haal die gare. Ons maak ons eerste ketting. Ons maak ons enkelbeen, en ons gaan weer terug. Daar is hy onder die 2 bene. Gaan haal die gare. Maak die ketting, en ons maak die enkelbeen. Natuurlik, hoe meer jy dit doen, hoe makliker gaan dit wees. Aan die begin is dit 'n bietjie moeilik, en dit het myself maar al 'n rukkie se oefening gevat. As ons maak die ketting, en ons maak die enkelbeen. Het die 2 lissies, ons maak die ketting, en ons maak die enkelbeen. En so gaan jy aan, totdat jy jou 18 steke het. Kyk, so jou werk draai, het ons al klaar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steke, sonder enige ketting, want ons werk ons ketting, soos ons enkelbene werk. So ons werk ons enkelbeen en ons ketting op dieselfde tyd. En ja, so kan jy ook
seker wees, jy sal 18 steke hê, of daai wat jy dalk per ongeluk te min of te veel steke het, is dan van die verlede. En hy het 'n bietjie meer rek as wat jou gewone ketting sou gehad het. My 18 steke is klaar. Jy kan hom pragtig tel van onder of van bo. Mooi 18, jy gaan nie sukkel om hulle te vind nie. Ek gaan nou een ketting en ek draai my werk. En ons gaan, baie ken dit as ribbing, maar dit is ook die riffelsteek. Jy kan die riffelsteek doen in glipsteke, kortbene, langbene, voorste lissies, agterste lissies. Ja, daar is nie 'n einde van hoe jy dit kan gebruik vir verskillende om verskillende tipe vlegsels en patrone uit te kry nie, maar ek soek spesifiek hierdie, dit lyk amper asof dit gebrei is. Ek soek spesifiek hierdie ene en jou glipsteek is natuurlik ek wil, ja, vir my persoonlik het hy die meeste rek aan hom. As jy die hele tyd in daai agterste lissies in werk, en dit is presies wat ek wil hê. So, kom ons vat hom net weer. Daai was my einde van my 18de steek. Maak 'n ketting en draai. Nou van hier af gaan ek net in die agterste vlegseltjies werk. Hier is nou die 2 bene. En ek kan sien hier is die 2 bene, maar ek gaan net in daai agterste beentjie inwerk. En ons werk hom 'n glipsteek. Nie 'n enkel been nie. En die volgende ene in en ons glip hom deur. Maak seker dat jou spanning nie styf is nie, anders gaan jy vreeslik sukkel om in jou agterste beentjies in te werk. En daar is hy. Net in die agterste beentjies in. Glipsteek, nie enkel been nie. En ek sien julle as ons daar onder kom. Ons is nou by ons 17de steek. En as julle mooi onthou, daai eerste 2 kettingkies, dit tel ook as 'n steek. Moenie vergeet daarvan nie. As julle mooi kyk, hy was dan basies ons eerste, daai 2 kettingkies was ons eerste fondasie enkelbeen gewees. So mooi gaan tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18. Daar is nie draaikettings met hierdie ene nie. So in daai, julle moet maar nog gaan kyk, hy gaan 'n bietjie kleiner wees, 'n klein bietjie moeiliker wees, maar hy is daar. Jy kan hom insit en jy maak jou glipsteek. En daar het julle hom. En nou gaan ons een ketting. Ons draai ons werk en weer in die agterste beentjie. Daai heel agterste lissie, daar is ons mos nou die 2 bene daarso, waarin ons normaalweg in sou gewerk het. Ons gaan nou nie in deur albei nie. Ons spring bo oor die eerste vlegsel en ons gaan in die agterste been van die vlegsel in en ons maak 'n glipsteek. Nie stywe steke nie. Laat julle 'n gemaklike losspanning hê. Ek wil amper sê dit is 'n goeie oefening as jy iemand is met 'n stywe spanning, om te kry dat jy 'n bietjie gemakliker kan werk. Wat ek agtergekom het, as ek hom vat en ek trek hom net deur, albei gelyktydig,
Ja, daai het nou nie baie mooi uitgewerk nie. As ons daai gare gaan haal en jy trek hom gelyktydig deur albei, baie kere dan begin hy baie styf raak. En ons wil nie dit hê nie. Ons soek nie daai stywe, ongemaklike steke nie. So ek vat hom deur, trek hom deur die eerste ene, en dan sommer maak ek sommer al klaar my lissie gemaklik, en dan trek ek hom deur. Dan het hy al klaar 'n mooi gemaklike vlegseltjie. Kom ek doen dit weer. Ek trek hom nie net gelyktydig deur al twee bene nie. Ek vat hom eers deur die een been en dan deur die tweede ene. Dan is hy ook nie baie styf nie. En dan bly my spanning 'n bietjie meer egalig. Ja, dit vat nou 'n halwe sekonde langer as wat dit nou is. Ag nee, is 'n halwe sekonde, nie 'n fraksie van 'n sekonde langer as om deur albei te werk. Maar ek het gevind dat my werk bietjie netjieser is as ek dit doen. My vlegseltjies is bietjie meer egalig en is vir my baie ontspannend. Ok, ons is amper weer hier aan die einde. Nou, een van die opsies wat jy kan doen, as jy nou mooi daai vlegseltjie sien. Ok, kom ons doen gou die tweede laaste enetjie. Ok, hier is nou my laaste ene. Jy kan of net deur die tweede lissie gaan, of jy kan vir daai laaste steek deur onder albei beentjies gaan en deurtrek. En dan begin jy weer op die agterste. So, ek het hom nog steeds geglipsteek, maar ek het hom deur albei beentjies geglipsteek. En dan werk ek deur die agterste ene, en dan wanneer ek weer hier onder kom, dan glipsteek ek. Ja, kom hierso. As ek weer hier onder is, dan glipsteek ek deur albei. Anderstens, vir al die ander rye van ry 1 af tot ry 17, in die agterste beentjie, en ry 18, doen ek in daai met albei beentjies 'n glipsteek. En dan draai ek om, dan begin ek weer van ry 1 tot 17 in die agterste beentjie my glipsteek, en vir steek nommer 18 glipsteek ek deur albei beentjies. Ag, ek voel net dit gee 'n bietjie meer stabiliteit aan my projek. Ek wil nie hy moet te vinnig wonky raak nie. Hy gee so 'n bietjie van 'n raantjie ook vir my werk, maar hy werk vir my baie netjies af. Hy maak 'n mooi riffeltjie aan die kant. Maar ja, soos ek gesê het, jy hoef nie, jy kan elke keer net op die agterste lissie werk. Ek soek my werk 'n bietjie meer stabiel op die rande, so ek vat hom deur albei lissies, dat hy nie te vinnig deurwerk nie. Daai eerste ry gaan so klein bietjie anders te wees, want onthou, ons het nou enkelbeen fondasiery gedoen. Maar dit is vir my makliker om met die enkelbeen fondasiery vas te werk, wanneer ons die kophand van by mekaar gaan bring. Ek nou al 'n paar rytjies gehekel. Onthou, die herhaling is vir steek nommer 1 tot steek nommer 17, die agterste lissie. Steek nommer 18, albei lissies. En dan draai jy hom weer, dan begin jy weer van steek nommer 1
tot steek nommer 17 is dit die agterste lissie glipsteek en steek nommer 18 is albei lissies glipsteek en jy bly dit so herhaal. Ok, julle sal sien ek het hier 'n paar plakmerkertjies. Moenie skaam wees om dit te doen nie. Dit help vir my vreeslik baie, veral vir daai begin en vir die einde, dan mis ek nooit iets nie. My telling is al 'n bietjie meer akkuraat, juis omdat ek dit doen, want as jy gaan kyk, waar maak jy meestal fout van waar jy steke optel of weggooi, is normaalweg aan die begin of aan die einde. En ek het natuurlik al klaar my ander 2 hoeke gemerk, en nou gaan ek net aanwerk totdat ek nou my die lengte het wat ek graag wil bereik. Ek het vir my X-band, ek het al klaar 'n lengte hierso. So ek gaan vir my gewone kopband gaan ek nou bly werk totdat hy dieselfde lengte is van my X-band. En ja, kyk al, hy het al klaar 'n lieflike, 'n goeie rek aan hom. En as jy hom so trek, dan maak julle almal weer by mekaar. Ja, nee, ek is baie gelukkig met hoe netjies dit uitkom. En as jy eers in die ritme is van die heeltyd in daai agterste lissietjie, ek draai en swaai my naald soos wat ek wil. Ek weet op skole was altyd gesê, jy moet hom so vashou en jy moet hom so indruk en jy moet dit hierdie manier doen en jy moet dit daardie manier doen, en ek voel nou weer glad nie so nie. Ek voel wat ook al vir jou gemaklik is en jou hand die minderste seer maak, want ja, as jy baie jukkel, dan raak jou hande baie vinnig seer. Veral as jy 'n projek het wat jy nou regtig jou aandag gryp, as ek nou so kan sê. So, dan as jy jouself vind, het jy vir ure lank gewerk en jou hande glad nie 'n breek gegee nie. So, as jy 'n manier kan vind wat die minste beweging en jou gewrigte in jou vingers insit, doen dit. Ok, so, byvoorbeeld, hier is ek nou by die laaste ene. My laaste ketting nommer 18. Ek gaan nou nie in daai agterste lissie inwerk, ek moes nou nie die voorste lissies inwerk. Soms is het vir my moeilik om albei lissies te gryp. So, ek draai my naald, hy het mos 'n hak daar, hy het 'n hak vir 'n rede. Ek draai my naald en ek hak hom deur die 2 lissies, daai 2 vlegseltjies, en ek trek hom deur. Amper maak ek daai fout. Nie in jou kettingsteken werk nie, maar in jou eerste glipsteek. En dan begin ons weer, ek werk so 2, 3 glipsteke. Daar's my 3 glipsteke en dan vat ek my plakmerker, ek sit hom deur daai 2 beentjies, dat hy nie my werk, jy hoef hom nie deur die 2 bene nie, jy kan hom net deur die agterste beentjie, maar baie kere dan, as jy hom deur die agterste beentjie sit, kyk hoe trek hy my werk, I do not like, dit glei nie met my nie, so ek maak hom los en ek sit hom deur albei beentjies, dat hy my vlegseltjie mooi by mekaar hou, so ek sien my vlegseltjies, daai is my eerste steek vir die ry en my laaste steek as ek terugkom, maar hy gaan niks uitrek en lelik laat lyk nie. Selfs die ouetjies wat ek hier onder ingesit het ek in die steek ingesit. Ek het hom nie net deur 1 beentjie gesit nie, want anders gaan hy jou werk baie lelik trek. 'n klein hint, of 'n klein tip. Ok, so ek gaan nou hierdie ene werk totdat hy dieselfde lengte is as my X-band, en dan sien ons mekaar by die vaswerk. Vir die volgende kopband wat ons gaan doen, ek het hier pink 4mm en ek het my pink volplaai en my 3mm, soos my 3mm naald en 'n volplaai garing. As julle enige katklankies hoor, Tiger sit hier so by my ruit en hy chirp vir die seemeeu's.
Ok, vir hierdie kopband, ek gaan hom nie in 'n band doen nie, ek gaan hom in 'n tube. Ons gaan hom in die ronde werk, so hy gaan 'n bietjie dikker wees, as jou hare ook 'n bietjie dikker is, of van jy op daai lekker humiditeit daar, dan jy weet dat hy bietjie dikker is, al die hare uit die gesig uithou, geen krulletjies en goedjies wat dan nog om die band gaan kom klim nie. So ja, ek gaan hom in die ronde doen, en ons wil dieselfde effek hê, as wat ons nou hierso links en regs gewerk het. Of jy weet, ons werk ons nou van regs na links, en dan draai ons regs na links, en dan gaan ons so aan. Maar, omdat ons hom nou in die ronde gaan werk, gaan ons hom nie in glipsteke werk nie. Ons gaan halwe lang bene gebruik. Maar, ja, so kom ons begin eers met ons 18 steek, nee. Dit is, ons soek dieselfde, hy gaan basies hierdie dikte wees, as hy nou klaar is, so dit sal wees 27 kettings, kom ons maak hy 27 kettings, en soos julle weet, ek maak net eers my, lekker sing hy hierso, ons maak 1, 2, 3, 4, 5, maak hom relatief los, julle soek nie te styf nie, en dan sien ek julle aan die einde van die 27. Hey Tiger, gesels jy met die voeltjies? Dis 'n mooi katjie. O ja. Ek het my 27 kettings hierso, en nou gaan ons, maak net seker jou draadjie is mooi reguit, ons wil nie hy moet draai nie, want anders gaan dit jou werk kompliseer. Ok, ek gaan in hierdie agterste bumps, sien julle hier soos die kettingkie, en hier is daai agterste kettingkie. As jy eers 'n paar gedoen het, dan sien julle weer maklik. So van daai agterste kettingkie af gaan ek onmiddellik met my halwe lang bene begin. So ons trek hom deur en ons trek hom deur en ek merk hom. Want dis ons eerste steek. Ek wil weet waar my steke lê, want ons gaan nou nie in rye werk nie. Elke keer as ek hier verbykom, gaan ek my eerste steekie merk. En nou gaan ek veral vir die res van die 26 steekies my lekker gly hy nou, my halwe lang bene doen. Ja, hier is die volgende ene. En nog so enetjie. Ok, en ek sien julle wanneer ons hier uitkom. Julle gaan sien, hy gaan so 'n bietjie van 'n stappie hê, maar dis omdat ons in die ronde werk, en wanneer ons later weer hier uitkom, dan, of wanneer ons die een punt na die volgende punt verbind, dan gaan ons hom hier so inwerk. So, sien julle daarso. Ok, al 27 halwe lang bene is gemaak, julle gaan sien hier,
Hy is 'n bietjie een stappie onder en dit is 100% reg, want ons gaan nou net in die ronde werk. Hierso is my plakmerkertjie en ons hoofrede, hoekom ons die halwe langbene gedoen het, is want ons wil graag hierdie vlegseltjie mos sien. En hoe ons dit gaan regkry. Sien julle hierdie voorste 2 beentjies? Nou net as jy jou werk 'n bietjie draai, daar's 'n beentjie daar agter. Sien julle hom daar? Hier is jou voorste 2 beentjies, daai boonste vlegseltjie, en net agter hom, as jy hom so kant toe draai, dan sien jy hier hardloop 'n vlegseltjie. Ons gaan nou 'n halwe langbeen in daai agterste beentjie maak, in daai agterste vlegseltjie. En dan merk ek my steek, want onthou, ek wil nie my steke vermeerder nie. Dit gaan nie uitbrei nie, dit gaan net 'n lang, lekker tube wees. Ek wil amper sê, dit gaan voel soos 'n gemaklike Alice band. Daar gaan geen rek wees dwars nie, maar dit gaan in die lengte 'n bietjie meer kan gee, sodat ons dit gemaklik om ons kop kan sit. Maar okay, genoeg daarvan, kom ek maak my volgende enetjie in daai agterste beentjie. Sien hierso is die vlegseltjie, kyk hoe druk hy nou die vlegsel vorentoe. Kyk hoe druk hy die vlegseltjie vorentoe. So hierso gaan haal ons hom. Waar is hy? Daar is hy. Sien, julle sal sien hier's 'n paar beentjies, maar jy gaan nie elke beentjie nie. Die ene wat reg agter is. En dan druk jy daai vlegseltjie vorentoe. Okay. Sien ek julle wanneer ons weer hierso is. Daai het lekker vinnig gegaan. As jou oog eers in is vir wat se beentjie om te werk, wil ek amper sê dit is 'n mindless proses. Jy kan net sit en jy gaan aan en jy gaan aan en jy gaan aan. Die enigste rede kom ek my plakmerkertjie insit, want ek maak ook maar nou en dan nog foute wat ek dalk 1 steek te veel of 1 steek te min insit, en elke nou en dan stop ek en ek tel. Ek doen nou nie elke ry nie, maar sê maar elke 4de, 5de ry wat ek doen, ronde in hierdie geval, want ons werk mos nou al in die ronde. Dan stop ek en dan tel ek net weer my steekies om seker te maak hoeveel steke het ek nog, is ek nog op 27, en soos jy hom gaan werk, jy gaan sien jou steekies gaan nie reguit wees nie. Jou plekmerkertjie gaan so eventueel 'n bietjie skuins beweeg, en dit is reg so. Dit is nie jy wat verkeerd werk nie, dit is maar net hoe die patroontjie volg. Maar as jy nie te gepla is en jy is bekend met in die ronde werk, dan kan jy net aangaan. Ek gaan nou so aanwerk totdat ek, kom ons kyk by hierdie lappie, hy is ook net 'n gewone, dis die lengte wat ek gaan benodig vir die kopband, en hy is so 40 cm. Ja, hy is so 40 cm, en ek weet ek het laas my kop gemeet vir 55, maar hy gaan hierdie rek mos baie lekker. Terwyl hy klein is, het hy nog nie baie rek nie, maar soos ek hom nou gaan werk, dan gaan julle sien, hy gaan nou 'n bietjie meer en 'n bietjie meer en 'n bietjie meer begin rek kry, en ek sal hom by 40 cm, sal ek weer hierdie ouetjie net rek en strek gee om te kyk of hy wel gemaklik om my kop gaan pas. Ok, en dan dan sien ons mekaar wanneer hierdie ouetjie dan ook 40 cm lank is. Lekker gemaklike jekkelwerkies hierdie. Net so vinnig hierso. Ek wil net vir julle wys, ek het nou al 'n paar rytjies gedoen, en kyk, hier kom daai vlegseltjies baie mooi uit. En dis nou met die halwe langbene,
in daai agterste beentjie, daai agterste vlegseltjie. Kyk hoe mooi kom hy uit. Hier kom die son ook uit. So dit is nou die naaste wat ek kan kry. Hy is toch 'n klein bietjie groter as wat hierdie is, maar ja, hy gee presies dieselfde effek. So as jy in die ronde werk en jy soek hierdie ribbing, dan moet jy definitief met die halwe beentjie werk. Het lyk baie oulik. Ja, ek is heel tevrede. Ek kan nie wag om te sien hoe gaan hy lyk nie. En hy's lekker. Hy gaan lekker dik en stewig wees. So die stretch gaan in hierdie rigting wees. Hy is nou 'n bietjie korter as daai ene nog, maar jy sal sien dis waar sy rek en sy strek is. Nie in hierdie rigting nie, hier is hy lekker styf, maar hy moet in sy lengte in kan rek, en hy gee vir my genoeg rek. En as jy weer hom net weer wil in sy vorige spanning inwerk, dan trek jy hom net weer in die breedte, en daar is hy weer soos wat hy moet wees. Ok. Ja. So, ek is heel happy. Ek hoop julle is ook happy. Soos ek sê, hy werk ontsettend vinnig. So lekker projekkie. Soos julle kan sien, ek is klaar met al 3 van my kopbande. Hulle almal het verskillende lengtes uitgewerk, maar ek gaan nou vir julle vertel hoekom. Natuurlik, soos julle kan sien, my tube, wat is 'n tube? Ai, die woord bly my verbygaan, maar in elk geval, hy het die meeste, dis die ene wat ons in die ronde gedoen het. En hy is ook 'n bietjie dikker as die ander 2, en hy het baie meer tekstuur ook. Hy het baie lekker tekstuur, ek gaan julle nou wys. Hy het die meeste wol. Hy het omtrent amper die hele 50 gram gebruik. Ek het hier genoeg oor om hom nog vast te werk, en dis dit. Die dunner kopband, hy het natuurlik dan nou die meeste wol oor, en dan die breë ene, hy het 'n klein bietjie meer, klein bietjie minder oor. Maar hy het ook die kortste uitgewerk. Ok, kom ek meet hulle net. Nou, want hulle is nou al hoeveel keer gerek en gestrek en aangepas, en hulle is nou vir 'n rukkie lank wat hulle nou net lê. So ek dink hulle het nou hulle laaste lengte bereik. Kom ons koekeloer. Ons het 38 cm. Dan is dit 40 cm. En hierdie ene is 45 cm. Ok. Nou, hy het rek, want hy moet rek tot en met 55 cm om gemaklik te sit. Maar hy het die minste rek van hulle almal. Want hy is mos nou in halwe bene gedoen, en sal julle nou nog 'n beter kyk laat kry. Ja, hy het die minste rek, en die ander 2 het ongelooflike lieflike rek en strek aan hulle. Ja, nie, hulle voel sommer sagter. Dit is baie lieflik. Ek dink hulle gaan baie gemaklik sit aan my kop. Nou, die rede hoekom ek nou die breër ene 'n bietjie korter gemaak het as die gewone kopband, is dat jou kop raak mos nou smaller of ronder. En ek wil nie dat hy op die een punt, ja, hy gaan nou 'n bietjie stywer sit, maar hy sal om my kop sit. Hy gaan nie bak sit aan my nie, en hierdie ene sal ook, hy is mooi lank, hy is mooi smal, hy sal perfek sit, en dieselfde met hierdie ene, ek het hulle allemaal, soos ek hulle gewerk het ek hulle uitgetoets, om seker te maak, hulle gaan gemaklik sit. Ek wil nie hê ding met my kop dooddruk nie, en ek wil ook nie, hy moet te los sit nie. So ja, hierdie was 45 cm, 40 cm, en 38 cm, en dit was vir
55 centimeter meting wat ek gedoen het op my kop. Great. En nou kan ons gaan om te kyk hoe ons die verskillende bande gaan vaswerk. Maar eers kom ek gee vir julle close-ups. En hier is hulle 'n bietjie nader aan mekaar. Hulle rand het pragtig uitgewerk. Kyk net daarso. Ek is aan enige kant. Jy kan hierdie enige kant om gebruik. Hulle lyk pragtig van enige kant af. En kyk jy lieflike rek en strek wat hulle het. Die rekbaarheid is wonderlik. En dan nou die blou een is mos nou presies dieselfde, hy is nou net 'n bietjie dunner. Pragtig, pragtig. En nou omdat ons in die ronde gewerk het, ek nog steeds daai selfe ek nog steeds dieselfde effek gesoek. So ons moes in die ronde met die halwe bene gewerk het in die agterste lissies. En ja, hy het nou bietjie minder rek, maar kyk net daar. Dit lyk so plomp en sag, kyk daar. Ja, hy het 'n bietjie rek, hy het nog steeds daai bietjie rek. As jy hoe langer hy is, hoe meer rek het hy. Maar ja, kyk al. As jy hom op oor jou hare gaan sit, hy gaan jou hare soms so mooi terugkam en terughou uit jou gesig uit. Hierdie gaan so lieflik werk. Daar is hy. Kom ek rol die ouetjies op. Kan julle van die kyk daar. Dis nou hulle almal werk so mooi netjies uit. Ek is baie tevrede. Kom ons werk hulle vas. Ek het die lengte bereik waarmee ek tevrede is, wat vir my gemaklik pas. Dit was mos nou die 40 cm. En nou gaan ons hom uiteindelik vaswerk. Maak seker dat jou gare aan jou regterkant is. Hier is jou beginpunt. En hier is waar ons nou laaste gewerk het. Ek hoop nou nie, hy kom los nie. Wel, die vaswerk is baie maklik. Daar is ons lissie. Hier is my eerste ketting. Ek vat my naald deur hierdie twee bene, want ek hou van stewige rande. Deur al twee bene, ek gaan haal my ketting hier agter en ek trek hom deur. En nou is dit baie eenvoudig. Ek werk deur hierdie agterste vlegsel. Selfde hiersos en hiersos my vlegsel. Hierdie agterste beentjie. Dat ek 3 lissies aan my naald en ek trek deur al 3. En weer hiersos my vlegsel. Ek gaan deur daai agterste beentjie. Daar is my volgende ene. Ek gaan deur daai agterste beentjie en ek trek hom deur. En nou gaan ek maar net so aan. Al die pad. Tot ek hier aan die einde kom. Ek sien julle daarso. Ok, ek het nou nog een ketting in elke, of een steek in elke ry oor wat ons nou moet bind, dan is hierdie klaar. Kom ek haal my plekmerkers uit
Kyk hierdie ene. Gaan dalk 'n bietjie triekie wees. Daar sy. Ons gaan al hierdie 2 bene ook. So vir die begin en vir die einde gaan ek deur die hele steek, nie net die agterste lissie nie, maar deur albei lissies, die hele vlegseltjie. So jy sal sien hier soos 1, 2, 3, 4, 5 gare deur albei steke volledig en ek doen my glipsteek, my laaste enetjie en ek sny my gare. Daar sy, ons trek hom teer, trek hom styf. Nou hierdie kant waar ons nou vasgewerk het, dit is nou die verkeerde kant. Ons gaan hom omdop, maar julle sal sien hy het 'n ligte naadjie, net so ligte naad. Niks ernstigs nie. En omdat hy katoen is dit baie sag. Dit gaan nie soos druk in jou kop nie. En sodra ons gaan die band rek, dan gaan lê daai naad plat. En hy lyk soos die res van die riffels. Kyk, kom ons stop hom om en kyk hoe lyk hy. Sy. Omdat ek hom nou begin het met enkelbene, my fondasie enkelry, sal jy sien die vlegseltjie lyk nou 'n klein bietjie anders as die res, en dit is 100%. As ek hom gaan rek en strek, dan val hy mooi in met die ander, en as gevolg van die tipe metode waarmee ek hom begin het, rek hy soos die res. Sien julle uit mooi dieselfde spanning. En dit is presies wat ons gaan wil hê. En hierdie stukkie, as dit my nou regtig pla, dit gaan nou nie agterkant van my kop wees. Niemand gaan dit sien nie. En kom ek werk hierdie stertjies in, dan kyk ons weer hoe lyk hy. Ek het die bandjie weer omgedop, laat ons weer met die verkeerde kant na ons toe sit. Julle sal sien, hier is die naad wat ons nou net gewerk het. Nou wil ek net gou wys. As ek hierdie stertjies nou gaan inwerk, gaan my werk 'n bietjie rek hierso. Ek gaan nie die gare deur hierdie gedeeltes, daai tussenin gedeeltes, daai laagtes deurwerk nie. Ek gaan in my garingkies, my stertjies hierso, agter hierdie gedeeltes, heen en weer werk. Enetjie voor, enetjie agter. Sodat dit nie wys aan hierdie kant nie, aan die korrekte kant nie. OK. En dit is hoe ek het gaan doen. Onthou, ons band gaan nie in die breedte inrek nie, ons wil hy moet in die lengte in kan rek. OK, ek gaan hierdie stertjie oorvat boontoe. Ek gaan hom sommer hier agter inwerk. Gaan so 'n bietjie styf wees. OK, ek gaan hom net dat hy mooi lyk daarso. En dan vat ek hom weer terug. Ek vat hom nie direk in, hier waar hy nou net uitgekom het nie. Net so 'n bietjie boontoe, en dan weer terug in homself. Ek weet, maar verskoon die naalak wat nog op die duime sit. Nou nie te hard trek, daar trek hy homself al klaar in mekaar in, en dan net so 'n laaste enetjie vir die wis en die onwis. Ek sien hier is nog so 'n bietjie van 'n gaatjie, so ek gaan my naald sommer nou hier onder deurdruk. Maak ons daai gaatjie toe.
as sy. En ek vat hom so laaste keer. Ja, nou is hy styf, nou is hy moeilik, maar dis reg so. Vat ek hom so laaste keer hier deur, en dan weet ek, daai garingkie gaan nêrens heen nie. Hy is nou goed styf. Kom ons werk hom nou deur, is daai oog. Daar sy. En ek trek hom 'n bietjie styf, knip hom af, en dan trek ek hom net weer terug. Daar sy, so as ek hom hier gaan werk, hy doen niks aan die rak nie. Want ek het hom nie in die rakrige gedeelte gedoen nie, ek doen hom net daarin. Kom ons doen hier die laaste stukkie ook. En ek weer kan sien. Ok. Daar is my staartjie hierso. Ek gaan hier die ene sommer hier deurwerk. Kom ons kyk. Daar is die agter hierdie vlegsel. Ja, hy is goed en styf. Julle is altyd meer as welkom om julle eie metodes te doen. Dis maar nou net hoe ek verkies om dit te doen. Waar is hy sterkie? Dis hy. Mooi. Ek gaan nogal om 'n bietjie daar agter om seker te maak is niks gaatjies nie, en dan vat ek hom 'n laaste keer. Daar so deur. Probeer om maar deur die vorige garings ook druk. Is nie maklik nie. Maar so weet ek gaan nie weer lostrek nie. Daar sy. Kom ek trek hom so bietjie. Daar is my stertjies ook weg. Ek is heel tevrede met hierdie ouetjie. Kyk hoe mooi lyk dit, kyk hoe netjies lyk dit. Ek kan nie wag om dit 'n toetsloopie te gee nie. En nou vir ons X-band. X-kopband. Ok, ek het aangehou werk in daai agterste glipsteek in die agterste lissies. En hy is nou die lengte van 38 cm. En dit is vir my gemaklik om my kop. Hy is mos nou 'n bietjie breër, so ek wil hê hy moet mooi om my kop sit en nie snaakse kante los nie. Maar in elk geval, nou om hierdie ouetjie vas te werk, is 'n bietjie anderste as jy net jou gewone glipsteke in die agterste loops. Ons gaan inteendeel, ek wil net seker maak ek het 'n lank genoeg stertjie, ons het daarom nog genoeg gare oor hierso. Ek dink dit behoort te doen, eerder te veel as te min. Skit ek nou vir julle. Ok, ek knip hom af. En waar is my lissie? Hier is hy. Dis die laaste enetjie wat ek gewerk het, ja? Ja, ek gebruik maar nou net die merkertjie dat hy nie weer lostrek nie. Ok, en ek gaan haal nou al my merkertjies uit. Want ons gaan nie normaal, soos 'n normale manier aanheg nie. Ok, ek gaan hom nou net hier deurtrek, om seker te maak hy is geknoop.
al twee my stertjies is aan die regterkant. Hier is die punt wat ek begin het mee, en hier is my waar ek geëindig het. Nou hier is die trick. Ons gaan hierdie helfte vat, en ons vou hom in. Nie uit nie, ons vou hom in. En dan dieselfde met hierdie kant, ons vou hom in. Wanneer daai stertjie uit die pad uitkry. Ok, so hier is nou ons twee helftes. Normaalweg met jou gewone X-band, dan sal jy hom in die helftes vat en jy werk hom net so deur. Dit is nie hoe ons dit vandag gaan doen nie. Ons gaan hom so 'n bietjie terugtrek. Nog so klein bietjie. Ek wil amper sê hierdie twee punte moet die ekwivalent wees van hierdie gedeelte hierso. Wil ek my stertjie kry. Ok. Sien julle hoe lê hy? Nou, ons gaan hom net vaswerk, so dit maak nie saak hoe jou steekies deurgaan nie, solank jy net mooi deur hulle almal gaan. Ok, kom ek sit gaan my naald hier deur. Laat ons hom werk. Ok, sien julle, dis nie te moeilik nie. Nou vou net die twee helftes in mekaar en laat hulle amper raak daarso, maar hier soos 'n vingerspasiekie aan elke kant. Nou gaan ek my naald vat en ek gaan hom hier deurwerk. Deur die eerste, die tweede, derde en die agterste ene. My naald al. Das hy, daar het ek hulle. Ek wil seker maak ek gryp hulle mooi. Ek wil nie net een garentjie vat nie, ek soek die hele spul. En ek gaan hom nou net die hele tyd so deurwerk. O, die wit katoen is pragtig. Werk hom deur almal. Kyk, jy kan hom dwars ook oorwerk, wat ook al vir jou gaan gemaklik wees. Ek gaan my net 'n bietjie styf trek. Solank julle almal op jou naald gryp. Daar sy. Dit is amper daar. Ons doen nou nog so 2, een soontoe. Ja, een soontoe en een terug. Wat ek daai laaste stukkies. En dan eindig ons almal hier by mekaar. Ok. Dis sy. Daar is hy nou vas.
Soos hom omdraai, kan julle sien hoe mooi maak hy. Maar onthou julle daai gaatjies wat ons hier gelos het? Ons dop hulle nou om. En ons gaan hom hierbo langs vaswerk. Dan maak hy 'n baie mooi, ek wil amper sê 3D eksie en nie net die gewone manier nie. Maar as jy tevrede is met hoe hy so lyk, is dit ook reg. Onthou, dis jou kopband. Jy kan met dit doen wat jy wil. Vat ons hom so deur. Ja, ons dop hom in. Dan sien julle, hier loop hy nou deur. En daar. En dan kan jy glad nie hierdie. Hy lyk net asof hy gaan deurloop. Ok. Gaan haal my gare. Trek hom sommer hier deur. Ja. Hy raak nou 'n bietjie meer trekkie. Ok. So nou moet ons kop hou. Want hierdie 2 punte gaan ons nou na mekaar toe vat en ek knyp hom hier aan die binnekant dat hy nou mekaar daar so hou. En dan van hier af, van die binneste kant af, okay, is hierdie ander sterkheid nou in my gare ingewikkel. Kom ons kry hom uit daarso. Okay, my vingertjies is nog steeds hier so wat uit die middel vasknyp. En ek gaan hom hier van binne af. Pas op dat hulle self nou nie raak steek nie. Sien hier, soos my 2 lissies aan die binnekant, waar hulle nou by mekaar sal ontmoet, gaan ek hom nou vasttrek. En weer van binne af, nie van hier af nie, nie van binne af, en dan van buite af. Ok, maak seker ons sal hierdie sterkie nou die hele tyd in die pad wees, daar is sy. Ek gaan hom so vir elke vlegseltjie gaan ek hom gryp en inwerk. Dit is die moeilikste gedeelte van hierdie hele projek. My volgende vlegsel. Vat die beentjies mooi. En my volgende vlegsel. Dis my volgende ene. En my volgende ene. So hoe nouer hy nou raak, hoe moeiliker raak hy. Ons gaan weer in die volgende vlegsel in en in my volgende ene in. So ons vat hom van binne af uit en van buite af in. Dan weer van binne af. Ok, nou moeilik. En hier is my volgende ene. Daar is nog die laaste enetjie. Dink ons kan nog 2 inwerk. Ai, nou vat ek hom weer van die verkeerde kant af. Ek laat dit doen. Ok, onthou van binne na buite.
Nie van buite na binne nie. Ai, Madeleine. OK. Van binne af, daar is daai vlegsel. Van binne af buite toe. En hier so is daar enetjie. Ons sommer van daar af reguit terug in hierdie ene invat. Kyk daar. En ek werk hom terug in daar. Sommer enige plekkie waar dit lyk asof daar 'n gaatjie kan wees, sodat ons hom kan toemaak. Net deursteek. Dis sy. Enige kant om lyk pragtig. Kyk net daar. Maak dit daai mooi 3D effek. Ons sê die kant lyk die mooiste vir my. Ek gaan nou net hierdie stertjies wegwerk. Ja, ek dink die ene. Kyk daar. So mooi. Jy kan die gaatjies sien hier so. Mooi. OK. Netjies. Ekskuus, ek speel nou lekker hierso. Ek gaan nou ophou speel. Ek besluit nog van watse kant ek hou van hierdie kant. Ek hou van die verkeerde kant. Hy lyk vir my die mooiste. Hier lyk hy regtig soos 'n X, né? Kyk al. Heel happy. Kom ons werk hy sterte weg. Ek het julle my al voorheen gewys om die sterte weg te werk. Ek gaan dieselfde doen. Ek gaan maar nou net hierdie sterte hier deur hierdie binneste knoop wegwerk. Niemand gaan dit sien nie. En dan is daar nog nie klaar. Ek sal vir julle wys wanneer die stertjies nou weg is. Et voilà. Ek is gaande oor hierdie ene. Hier sien jy mooi die X. En as jy hom omdraai, dan het jy nog steeds jou X. So ek kan hierdie kopband dra, nes ek voorlus voel. Lieflik. Dit gaan nou ontsettend gemaklik dra. Kyk al, lyk so mooi. So mooi, maak nie saak watse kante jy omdra nie. Ek is diep tevrede met hierdie, hy is sag en hy is springy. Die het pragtig en maklik gewerk. Julle, as jy jou oë uitvee, die moeilikste gedeelte was regtig hierdie binneste knoop, maar dis iets waarmee ek nog elke keer sukkel. Of hy sukkel nie, dis nie die maklikste nie, want jy moet hier vashou en daar vashou en goedjies doen en wat ook al, maar dit is so die moeite werd. Kyk hoe mooi lyk dit. Kyk hoe pragtig is dit. Love it. Ek is nou uiteindelik klaar met my kopband, wat ek
in die ronde ingewerk het. Hy het uitgewerk op 45 cm en dit het omtrent amper die hele 50 gram gebruik, maar dit is baie nice. Dit is plomp en sag en squishy en die tekstuur dit voel soos terapie elke keer as ek my vingers hier oor streel. Dis lieflik. Ok, die vaswerk van hierdie band kan jy in 2 maniere doen. Dit kan die meer gecompliseerde manier wees, of dit kan die ongecompliseerde manier wees. Ek gaan nou nie die ongecompliseerde manier wys nie. Ons kan eenvoudiglik net die naald vat en ons kan hom so deurwerk. So omwerk, zigzag, hoe ook al vir jou gemaklik is. En kyk, hy sal dan 'n bietjie van 'n naadjie hê. Maar onthou hy's lekker plomp, so die naad gaan nie vir jou hard druk nie. Dit onder dis katoen, so dit gaan nie soos 'n ridge in die agterkant van jou kop sit nie. Of ons kan dit die gecompliseerde manier doen. Ok, kom ek draai hom so. Julle kan sien hier het ek begin. Hier is daai trappietjie. En hier het ek geëindig. Ek het hom nie meer nodig nie. Hy het maar net my telling van die steke gehou. En hier is waar ek geëindig het. Ek wil net seker maak ek trek hom lank uit. Ek wil nie hy moet per ongeluk loskom nie. Ok. Nou julle kan sien, hier is die silinder, daar is die silinder. Ons kan nou die naald vat, sien, hierso waar hulle nou by mekaar kom. Die trappie gaan in hierdie trappie in. Kom ons kry daai stert uit die pad uit. So baie garings. Ok. Sien julle, hier is hierdie stert, daai punt en daai punt. So hy pas soos 'n legkaart in. Hy pas soos 'n legkaart in. So wat ek nou kan doen, of wat ek nou gaan doen, julle kan my volg. Kom ek kry net 'n lang genoeg stert. Ek gaan hom met die naald vaswerk. En hy gaan so 'n bietjie van daai ridge daar, of jy weet, hy gaan nou nie die selfde tekstuur wys noodwendig nie, maar hy gaan baie netjies lyk. Ok. Ek het nog nie hierdie steekie afgeëindig nie, so ek trek hom net deur om hom te knoop, dan nie los trek nie. Dis sy. Ek kry die stertjie uit my pad uit. Nou, julle sal ons nou sien hier, so is 1, 2, 3. So hier is my eerste ene, en daar is my volgende ene. Ek gaan daai 2 aan mekaar heg. Maar ons werk nou van die buitekant af in. Dit is 'n bietjie moeiliker. Nie te moeilik nie, bietjie ongemaklike werk. Ok, so ek vat hom van hier af. Ek wil eintlik om van hierdie kant af begin, skus. Daar is daai laaste ene. Ek soek my vlegsel, albei bene. Ek in die sterte, albei bene, en ek vat albei bene, en ek gaan so aan, van binne, van buite na binne. Daar is my volgende ene, en my volgende 'n. 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 'n.
En so draai en gaan ons maar nou net aan. Dus ek sê, is 'n bietjie meer gecompliseerd. Ek werk hom van buite af, jy kan hom van binne af werk, maar ek is nou nie iemand wat nou omgee vir daai paar steekies nie. Oei, ja. Ek doen hom reg. Oop. Dat is hy. En solank ons by ons tellings gehou het, behoort daar 27 vlegseltjies aan die kant te wees en 27 vlegseltjies aan daai kant. So ons kan elke vlegseltjie met sy eie corresponding vlegseltjie vaswerk. En ek sien julle as ons hier aan die einde is. Ek is nou so paar steke weg van die einde. Die eerste gedeelte was so bietjie triekie, maar toe hy nou eers aan die gang is. Ek dink die moeilikste gedeelte is om die band die hele tyd in homself in en uit te draai. Om seker te maak ons bly nog steeds in hierdie silindriese vorm, dat ek om vaswerk nie. Ok, hier is nou die laaste paar vlegseltjies, en hierdie is my, nee, dis nie te moeilik nie, en dis netjies, dit lyk mooi netjies. Ek maak seker ek trek om elke nou en dan net so bietjie styf, en selfs aan die binnekant, wat ons nooit eens weer gaan sien nie, is dit baie netjies, is 'n mooi plat soem, so dis niks wat in my kop gaan druk of ongemaklik gaan sit. Dit is nou amper, ek voel soos 'n dokter wat my pasiënt toe werk. Dan is dit nog pink ook, oh my goodness. Ok, ons is hier amper aan die einde. Ok, so is die laaste ene. Die enetjie aan hierdie kant is dan sy klaar, maar ek gaan hom sommer hier in, sien julle hier so 'n gappie, ek gaan hom sommer daar in die finale steekie insit. Kom ek haal jou hier uit, dat ek hom hier agterom vat. Daar sy. Ek trek hom vas. Sien nou, daar is 'n gaatjie daar. Ek wonder of ek hom net so moet vat. Nee, dan gaan die trappie. Ja, hulle albei, ja. Nee, dit is goed. Ok. Kom ek. Baie lus om 'n knoop te maak. Moet ek nie. Ek dink dalk moet ons nie 'n knoop maak nie. Ons kan hom altyd wegwerk. Ja, ek dink dis beter so. Ek gaan hierdie, kyk hoe mooi het hy gewerk, as ons hom nou gaan omdop. Hy het nou 'n bietjie breër naad daarso, maar hierdie kom nou aan die agterkant hier by jou nek. En hy is plat, hy gaan jou nie druk of seer maak nie. En hy het soveel rek soos die res van die werk. Daai was 'n rapsie makliker as wat ek gedink het. Daar is sy. Kom ek werk hy sterkies weg. Ok, nou sal julle sien. Madeleine, dit is mos nou 'n silindriese kopband hierdie. Hoekom druk ek net die gare in en hy kan mos nou aan die binnekant uithang nie? Wel, my jare se ervaring het vir my al geleer, dat ja, ok, sure, jy kan hom indruk. Eventueel gaan die gare hier uitkom, of hy gaan hier uitkom, of hy gaan daar uitkom, en dan, jy sit die hele tyd met 'n stert, wat jy die hele tyd moet terug in, en jy wil hom nie net afknip nie, want jy weet dan ook nie hoe kort jy hom gaan knip per ongeluk nie. So, ek het nou al die een stertjie ingewerk, en ek gaan nou vir julle wys hoe ek hom ook gedoen, maar dit is bietjie moeiliker. Ek kan nie net die stert inwerk nie, want net nou gryp ek die agterkant, en dan gaan hy om
vastrek daar, sien, as hy nie meer silindries nie, dan gaan hy 'n klein knoopie maak daarso. En dis nie die punt van hierdie band nie. Die punt moet wees dat hy kan rol enige manier. So, jy moet net versigtig wees. Met een van, ek dink was die blou band, dan het ons hier in die lissies ingewerk. Maar, dis omdat ons 'n verkeerde kant gehad het om meer te werk. Nou is die verkeerde kant aan die binnekant. So ons gaan nou daai sterkie vat en versigtig wees dat jy nie die agterste vat nie. Jy wil hom hol hou aan die binnekant. So dis as jy hom eers hier ingedruk het. So jy gaan nou nie by die vlegsel werk nie. Ek gaan nou hierso tussen in die vlegseltjies. Maar sien julle, ek probeer om daar agter indruk waar hy nie te sigbaar sal wees nie, sonder om die band agter te gryp. Ek dink dit is lank genoeg en ek gaan hom deurtrek en nou gaan ek hom weer terugwerk. Sien, daar het ek uitgekom. Hier het ek met die gare uitgekom en ek vat hom net enetjie bo en dan weer terug binne in homself. En enetjie aan, sonder om die agterkant, sien die agterkant is nog steeds los. So ek het hom deurgewerk sonder om die agterkant te gryp en ek trek hom weer deur. En dan weer natuurlik, ek trek hom net weer, ek wil nie, hy moet my werk insinge nie, so ek trek hom net weer mooi, en dan 'n laaste ene, daar het ek uitgekom, so ek gaan nie terug daarin nie, ek gaan net enetjie op, en dan terug deur homself. En onthou, elke keer as jy deur homself werk, raak hy bietjie moeiliker, en 'n bietjie moeiliker, maar hy werk homself dan vas. So al trek hy, kom hy nie uit nie. Vat 'n bietjie meer mannekrag, vingerkrag. Maar as hy vas is hy vas. Daar is hy. Ek wil nie my gare breek nie. So ek wil hom net manipuleer. Daar is hy. Bietjie aggressief manipuleer. Knip hom af. En daar is nog enetjie klaar. So ek kan hierdie band rol en tol tot my hartsbegeerte. Natuurlik, ek soek hierdie plekkie waar ek hom nou gewerk het, soek ek aan die binnekant, en hierdie sal dan nou wees my onderkant, en dis die gedeelte wat almal sal sien. En selfs nou hier waar ons hom vasgewerk het, is hy nog steeds netjies. Pragtig, 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 pragtig. Kyk hoe mooi. Lekker speel ons.